Van my kant af is dit baie lekker om vanaand hier te wees en uiteindelik, en ek hoop nie jy raak te gou ongeduldig nie. Ek kan dink as mens uiteindelik so groot vraag in jou lewe uiteindelik vra van seer kry in die lewe en God is trooster, wie tog by 'n antwoord uitkom. Dis soos van hierdie movies wat jy kyk en hulle kom nooit tot iets wat uiteindelik nie, het hou net aan en aan en aan. Ek gaan vir jou mooi vra, jy moet geduld hê. Want ek gaan ook nog nie vanaand by 'n antwoord uitkom nie. Vanaand gaan ons nou eers met hierdie reis begin. Op 'n wyse wat ons net vanoggend gesê het, hoe ons gaan begin. Ons gaan met hierdie reis begin as nadenkende opbouers. As mense wat op soek is na wysheid. In wysheid weet ons, is uiteindelik hierdie ding in die lewe wat insig en ervaring is. Dit is om in die lewe op 'n manier klaar te kan kom, dat ons iets van die diepte van die lewe kan verstaan. Ons het gesê ons gaan nadenkende opbouers wees. Dit beteken ons gaan dink oor hierdie vraag, ons gaan probeer om in die hand van hierdie vraag met bepaalde antwoorde te kan kom, of rigtingwysers, maar dan aan die houding van grondreëls. Hierdie voortdurende afhanklikheid, Here, in hierdie lewe wat so moeilik is, help my om sterker te wees, help my om meer vaardighede te hê, Here, gee vir my die wysheid. En toe het ek 4 speelse voorbeelde gebruik. En nou moet ons by die skoenlappers uitkom. Maar die 4 speelse voorbeelde wat ek gebruik het om daarby uit te kom, is 'n muurtjie, 'n sonskynbeplanner, een wat uiteindelik terwyl dit met hom goed gaan, dinge reg doen en in plek kry, sodat wanneer die lewe my onkante betrap, daar vangnette is. Vangnette. Soms is dit net die vangnet van 'n vriendekring. Maar as ek dan uiteindelik 'n kransdanser moet wees soos die dassie, om uiteindelik te kan beweeg tussen moeilike terreine, dat ek insig daarin sal hê. Wat ek dan ook verstaan, behalwe uiteindelik hierdie kransdanser en sonskynbeplanner, dat ek ook saam, en dit is waar die geloofsgemeenskap ons as kerk so belangrik is, ek saam met ander gelowiges oor hierdie vraag kan nadink, want nie net een gelowige, nie eers ons by die fakulteit wat saam met ons studente reis, het al die antwoorde nie. Ook ons werk hard aan rigtings om antwoorde te soek. Maar vanaand moet ons nou beweeg na die skoenlapper. En die skoenlapper gaan uiteindelik hierdie uitnodiging word van mense se verhale, se konkrete verhale oor die lewe. In die enkele jare wat ek in die middestad van Pretoria dominee was daar soveel mense met soveel wonderlike verhale, wat uiteindelik vir my so baie geleer het. Ek gaan net een daarvan vertel, want sy was 'n merkwaardige vrou, Tannie Susan. Tannie Susan wat op 70 nog met 'n mini gery het, was 'n ou mini, nou nie een van hierdie sporting nuwe minis nie, maar sy het van Valhalla op 'n Vrydagoggend het sy afgery na 'n hairdresser in die stad, maar sy was by ons in Arcadia gemeente. Hulle bel my die een oggend, omtrent so 10:09, 8:15. Tannie Susan was in 'n ongeluk, sy lê in Mielmet, ek moet na haar toe kom. Ek ry na Tannie Susan toe. Shame. Sy is vol blou kolle, daar lê sy. Sy het 'n suurstofmaskertjie op en ek sê vir haar, Tannie Susan, is jy okay? Sy haal hy maskertjie so af, sy sê vir my, Dominee, jy sal nie glo wat het vanoggend gebeur nie. Ek sê nee, ek weet nie, niemand het vir my gesê nie. Sy sê, net voor ek wou ry na my hairdresser vanoggend, bel hierdie vriendin van my. Dis 20:08, ek moet 8:00 moet ek daar wees. Sy kan nie ophou praat nie, Dominee. Ek is toe laat en ek is in my kar en ek is af in Eeufeesweg. Julle ken nou nie Pretoria nie, maar Eeufeesweg aan die onderkant het 'n skerp draai. Dominee, dit lig iets gereën. Dominee, dis die eerste somerreën gewees, daai liggie reën. Jy weet hoe's Pretoria. As die eerste reën in Pretoria val, is daar verskriklik baie ongelukke. Want die olie wat op die pad in die hele winter gelê het, kry nou 'n bietjie water op en die pad is hier en daar vreeslik glad.
Sy sê, Dominee, ek ry elke Vrydag daai pad en toe ek deur daai draai kom, toe voel ek, Dominee, daar gat die agterkant van my kar. Dominee, maar ek is 'n kind van die Here. Ek het my hande van die stuurwiel afgehaal en vir die Here gesê, nou vat U oor, Here. En weet jy wat, Dominee? Die Here rol my Mini 3 keer. As ons na die skoenlappers gaan soek, sonder enige verwyte, is dit Tannie Susan se verstaan gewees van daardie oomblik. Dan waantoe ons uiteindelik vanaand net as die tweede tree wil reis. Vanaf hierdie eerste styl, ons gaan uiteindelik as nadenkende opbouers, gaan ons hierdie reis aanpak, waar ons uiteindelik wil uitkom, is by die begrip, die rondheid van God se genade. Die rondheid. En dan, vanaf die rondheid, gaan ons na die verhale gaan van gelowiges in die Bybel, van Bybelfigure, om inhoud aan die begrip te gee. Kom ons sluit ons oë. Here God, ons het vanoggend gevra, toe ons met hierdie reis begin het, dat U elkeen van ons moet omsluit. U ken ons diepste hartskamers. U weet wat woel en werskaf alles in ons harte. U ken ons lof en U ken die ontbreking van lof in ons lewens. As die psalmdigter dit verwoord, dan kom dit in die woorde na vore, dat U ken ons sit en ons opstaan, of wanneer ons lê. Waar ons ook al is, kom haal ons. Amen. Dis nou deel 2, op soek na die skoenlappers. En die oomblik as ons dit sê, is daar iets wat ons met mekaar moet deel, wat ek noem 'n lewensrealisme. En met die woord lewensrealisme bedoel ek doodgewoon. Ek ken nie een persoon, wat nie iewers vir my sê, dat hulle ergens in hulle lewens seer gekry het nie. Sommige van ons word gespaar op soveel verskillende wyse, dat ons uiteindelik as 'n heelheid van 'n gesin kan groot word. Sommige van ons ken nie eers 'n gesinslewe nie. Sommige van ons ken 'n gesinslewe, maar dan 'n gesinslewe wat nie 'n heel gesin bly nie, en paaie wat uitmekaar uitgaan. Dit kan die verlies van 'n lewensmaat wees. Seker een van die swaarste goed is wanneer ons uiteindelik met die dood van 'n kind gekonfronteer word. Want die lewe is nie gerad om dit in die oë te kyk nie. Ek kan dalk nog my ouers groet. Ek kan dan uiteindelik van my pa of my ma sê, maar hulle het 'n vol lewe gelewe. Maar nêrens is daar woorde wanneer ek 'n kind moet groet nie. Dis met hierdie lewensrealisme wat ek jare terug al 'n sang gehoor het wat ek vanaand van julle gaan speel, van R.E.M. Dit was my so aangrypende sang, wat hy my hele lewe by my bygebly het, omdat ek dink dit een van die aangrypendste, al het dit niks met die evangelie te maak nie, maar een van die aangrypendste verwoordings was, vir mense as hulle seer kry, om aan te hou. Vir mense is hulle uiteindelik, en dan gebruik R.E.M. hierdie groep, hierdie wonderlike woorde, wanneer hulle die nag van die lewe ervaar. Hierdie woorde in hierdie sang verwoord iets van die vroeë kerk se kerkvaders, wat rondom hierdie vraag van gelowiges wat seer kry, meeste van hierdie woorde gebruik het. Hulle het op 'n ander manier het hulle gesê, hou aan, moenie laat los nie. Hulle het gepraat van die nag wat ek moet deurgaan om iets van God se grootheid te ervaar. Ek wil hê dat jy na die woorde hiervan sal luister. Ek het ook die woorde op die skerm gesit, waarvan die titel is,
everybody hurts sometime. Kan jy maar mooi hard sit, hoor? As jy na hierdie woorde luister, is daar een baie belangrike ding wat ek jou eerste vanuit hierdie lied wil uithaal, en dit is hierdie woorde, een van die nag, want dit is nag. Die erkenning daarvan bring ietsie van hierdie realisme, en die tweede woord, dat jy alleen is en dat jy nie alleen is nie. Van pyn of van lyding of van seer kry is daar iets van 'n realisme wat ons moet verstaan, dat dit jou kruis is. Dis niemand anders nie. Ander mense kan jou ondersteun. Jy kan uiteindelik soveel ondersteuning kry wat jy wil, maar niemand kan daardie kruis vir jou dra nie. Ander mense kan jou net ondersteun. Maar die kruis moet jy self dra.
En dit het hierdie lied vir my so sterk na vore gekom, en ook wanneer dit uiteindelik sê, nee, 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 jy's nie alleen nie, dan het ek ook so 'n ding wat ek altyd met die studente grappenderwys sê, dat wanneer jy regtig vir iemand ja of nee wil sê, sê dit 3 keer. Want dit is 'n nee in die naam van die Vader, is 'n nee in die naam van die Seun, en dit is 'n nee in die naam van die Heilige Gees. En ook hierdie woorde pas daarbey, as dit sê, nee, 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 jy's nie alleen nie. Maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit vir 'n gelowige mens uiteindelik om hierdie woorde ons eie te maak? Daar's soveel Bybelgedeeltes wat ek uiteindelik vir jou sou kon lees wat iets hiervan verwoord. Ek gaan 2 kort gedeeltes vat. Een gedeelte kies ek uit die Psalms en 'n ander gedeelte doen die Gideon al geleentheid by julle hier gebruik, wat ek uiteindelik in aansluiting by dit wat hy gedoen het rondom kruike wil herhaal. Psalm 126. Luister mooi na die verwoording van hierdie woorde in Psalm 126 as daar staan: toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag, gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. En dan kom hierdie gebed: verander tog ook nou ons lot, Here. Soos die droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Hierdie woestyn kon in een oomblik as die reën neergekom het, het hierdie droë wadies, het dit in bruisende strome verander. Dan sê hulle ook, verander so ons lot. En luister dan na iets wat R.I.M. geëcho het, wat die psalmdigter al verwoord het. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Daarom gaan ek by die verhale aansluit van mense wat gehuil het in die Bybel. Ek gaan sommer by die eerste persoon al begin. Hy was eintlik 'n chunkbalie, Josef, hy huil sommer elke nou en dan. En dan gaan ek kyk na elkeen van hulle se trane. Wat het hulle gemaak? Daar's so baie. Ek kon 3 gemaklik kies. Waartoe vat hulle trane hulle? En na elkeen van hulle gaan kyk. En wat beteken die saaisak? Die gedeelte wat doen die Dion al met julle by geleentheid gedoen het, 2 Korintiërs 4, hierdie aangrypende gedeelte, as Paulus weer eens op 'n lewensrealistiese wyse vir ons sê, ons wat hierdie skat in ons het, 2 Korintiërs 4 vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, wat is hierdie skat? Dat ons tuisteweters is. Dat ons uiteindelik kinders van die Here is. En ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Maar hier word die fokus, juis hierdie woorde, kleipotte wat maklik kan breek. Het is nie 'n onmoontlike droom van Psalm 126 nie. Ook die erkenning dat ons kleipot is wat maklik breek, beteken nie ons moet dan volstaan daarmee dat ons gebreek is nie. Want as die Bybelse boodskap reg wil verstaan, wil die Here nie dat ons spartelende mense sal wees nie, of spartelende mense sal bly nie, maar dat ons mense sal word wat heel kan word, en wat dit ook al mag beteken. Wat hier vir ons dan belangrik is om ons gelowiges te verstaan, dat ons as ons in erkenning van ons weerloosheid, dat as ons dan begin reis, dat ons dit nie sal doen soos die seevaders van destyds, toe hulle hier in die 15de, 16de eeu begin reis het, was daar hierdie een groot vrees, en ek dink die kinders weet dit almal. Ek sou graag vir jou wil vra, weet jy wat dit is? Waarvoor was die seevaders bang, toe hulle begin reis het, destyds in Portugal en Spanje, weet jy? Weet jy nie? Is daar iemand wat weet? Weet julle twee? Waarvoor was hulle bang?
Julle is so met iPads en al hierdie goed die mekaar, julle weet nie eers dat daar groot probleme was toe die mense begin reis het nie. Is daar een van die ouer mense wat vir ons kan sê, waarvoor was hulle bang? Dat hulle by die wêreld sal afval. Daar is die prentjies al. So julle moes net op die prentjies gekyk het. Want weet julle, dit was so 'n maklike ding, want almal het geweet die aarde is plat. En as jy by 'n sekere grens kom, jy kon daar gestaan het, wie van julle het nie al op die kuslyn gestaan, dan sien jy die horison daar nie, aan die ander kant daarvan neek jy af. Jy voeter nie af nie, want kyk net daai verskriklike afstand wat jy gaan val. Dis een ding om te sê jy voeter daar af, maar dis 'n ander ding om net ten minste op 'n realistiese wyse te erken wat gebeur as jy daar afgaan. Daarom was dit hierdie ontsaglike ontbeuringe om gedurig deur nader aan daardie horison te kom en die grense te verskuif, totdat die seevaders ontdek het, die aarde is rond. Hoe ver moet ons reis? Hoe ver moet ons reis in ons geloof om te ontdek, en hoe gaan ons dit ontdek, dat God se genade rond is? Dat wanneer ons binne hierdie ruimte, en dit beteken nie ek word die ontbeuring gespaar nie, maar wat beteken dit vir my gelowige om uiteindelik van die binnekant te ontdek as een wat reis in hierdie lewe, dat God se genade is rond. Jy val nie sommer daarvan af nie. As ons dan kleipotte is wat maklik breek, en julle het al die mooi voorstelling hier in die kerk gehad van regte kleipotte, het hom nie Dion ook die woorde bygesit van Leonard Cohen. Daardie besondere woorde wat uiteindelik sê, dit is die cracks wat die lig glad inkom. Dis inderdaad so, daar waar mense so heel lewe het, en somtyds is dit hierdie kortpad kiesende brekers, wat uiteindelik nie eers hierdie krake, wil se lig laat deurkom nie. Kom ons kyk dan, as ons dan op 'n realistiese wyse erken, dat hierdie lewe het krake in, ons almal kry seer, hoe die lig van hierdie rondheid van God se genade, want dit is wat ek die skoenlappers wil noem. Jy weet nog nie hoekom nie, maar dit wil ek die skoenlappers noem. Ek gaan dit die skoenlappers noem aan die hand van 'n stukkie van 'n film wat ek vir julle gaan wys. Dalk ken jy dit. En as jy hierdie wonderlike lang film ken, ek gaan slegs enkele minute vir jou wys. Is dit nie ook aangrypend dat die akteur wat in Patch Adams gespeel het, ook verlede jaar Augustus 2014, sy eie lewe geneem het? Robin Williams speel in hierdie aangrypende fliek van 1999, waarin hy uiteindelik 'n mediese student is, 'n mediese student met erge selfmoordneigings. En wanneer hy nou uiteindelik opgeneem word in 'n hospitaal, en hierdie is 'n ware verhaal, dan ontdek hy in hierdie tyd wat hy weer sy voete moet vind, dat met humor kan hy ver kom. Kan hy uiteindelik ook hierdie hartseer omstandighede van hierdie mede-pasiënte saam met hom in die psigiatriese eenheid, kan hy uiteindelik verlig. As hy uiteindelik, want hy het aan erge depressie gely, ontslaan word, homself ontslaan, gaan swat hy medies. En onthou, dis 'n ware verhaal. En as ouer man wat medies swat, moet hy vreeslik hard werk, maar as hy 'n bietjie 'n oddity, is hy so snaaksigheid op die kampus. Maar hy doen verskriklik goed. En hy ontwikkel 'n relasie saam met 'n jong meisie, Karen, in sy studiejare. Gedurig deur probeer hy, en dit is so aangrypend, uiteindelik in te glip by die hospitaal en die kankerpasiënte te vermaak met 'n rooi neus en hulle grappies te vertel, en op hierdie wyse bring hy 'n totale ander atmosfeer in hierdie hospitaal. En tussendeur ontwikkel sy vriendskap met Karen. Maar dit gaan nie goed met hierdie vriendskap nie.
Want Karen, wat 'n verskriklike mooi meisie was, sê vir hom, toe hulle bietjie nader aan mekaar kom, weet jy, van my jong meisie daar af, omdat ek so mooi was, omdat ek so mooi is ek altyd deur mans lastig geval. Ek het in my lewe gewens, ek is sommer net ek kan my toespin in 'n kokon en uitkom as 'n skoenlapper en wegvlieg. Dat niemand my meer lastig val nie. Ek het 'n hekel aan mans. Jy's iets besonders. Maar ek sukkel. Hy kry haar en sê, dit sal jou help. As jy te midde van jou seer en jou omstandighede, want in haar kamer het sy ook al hierdie mooi skoenlappers gehad, as jy dan uiteindelik mense help. Kom na my kliniek wat ek begin het, waar ek mense verniet uiteindelik, hy's nog nie eers 'n dokter nie, hy's nog 'n student, en dan ontwikkel sy in hierdie relasie met die pasiënte ietsie van 'n tydperk van genesing en begin hulle vriendskap te blom. Een aand bel een van die pasiënte, Larry, 'n siek man. En hy vra dat iemand asseblief hom moet kom help. Sy gaan. Hy vermoor haar. Die toneel waarna jy nou gaan kyk, is nadat Patch Adams besluit het, die lewe is nie die moeite werd, nou dat hy sy skoenlapper verloor het, om verder te lewe nie. En ek wil weer 'n verhaal gebruik om iets daarvan te illustreer. 'n Ou het een aand laat daar in Pretoria aan Sunnyside gestap. En toe kom hy af op iemand wat daar onder 'n lig staan en hy soek daar na iets. En die ou sê vir hom, weet jy, dis gevaarlik hier in die aand. In Sunnyside na 11:30 is dit gevaarlik om sommer daar rond te stap. Hy sê, wat soek jy so? Hy sê, man, ek soek my beursie. Ek het my beursie laat val en julle weet wat al 'n beursie verloor het. Dis so goed veral in die huidige Suid-Afrika, die helfte van jou lewe is missing en die ander helfte is vol frustrasie. Want jy moet alles wat in daai beursie is, die IT en alles, moet jy weer vervang kry. Dis nag. Daarom sê die ander persoon vir hom, kom ek help jou gou soek, dat ons net uiteindelik hierdie beursie vir jou kan kry. Daar's niks. Daar's absoluut niks. Hy vra vir hom, wat sê vir my? Het jy hom hier verloor? Want hier is niks. Nee, sê ek, het hom hier verloor nie. Nou waar het jy hom verloor? O nee, Lara van die straat, maar is pikdonker daar. Ek gaan nie daar soek nie. Agter die eenvoud van hierdie verhaal lê 'n diep geloofsinsig. Dat wanneer hierdie beursie uiteindelik iets sal wees van die goed wat ons oorkom, iets wat ons verloor het, dalk selfs my geloof in daardie oomblik verloor het, want daar is soveel pyn, soveel seer kry op soveel verskillende plekke, wat in daardie een oomblik ook my van my vaste geloof in God kan beroof. Dat as ek dan moet gaan soek, op soek gaan as 'n nadenkende bouer, na hierdie rondheid van God se genade, moet ek weet, begin dit meestal in die donker. Sal ek meeste van die tyd op my knieë moet afgaan om te soek, want daar is nie altyd kant-klaar antwoorde nie. En nou net voor ons wegtrek, en dan sal begin met verhale van trane, van Josef, Naomi en Nehemia, kan jy dalk sê, maar wag so bietjie Dominee. Daar's tog 'n hele klompie antwoorde in die Bybel wat kant-klaar uitgespel word. Wat sukkel jy so? Daar's tog antwoorde wat uiteindelik sê, my geloof maak van my in swaar kry 'n beter mens. Daar's antwoorde wat sê, die Here toets my geloof. Toe nie, daar is genoeg antwoorde.
Maar ek dink, as jy as 'n nadenkende opbouer begin dink oor van hierdie antwoorde, wat ons heel dikwels ook so gou vir mekaar gee, dat ons moet dink aan hierdie woorde van Patch Adams, as hy vra, are you worth it? Ek gaan dit anders vertaal. Dit mag vir 'n oomblik selfs godslasterlik klink, maar ek wil nie hê dit moet so klink nie. Maar die vraag is, vir my as gelowige, wat maak God prysenswaardig in my lewe? Veral in daardie oomblikke, dit is so maklik om vir mense wat se lewe heel is, wat uiteindelik elke dag leef met 'n halleluja op hulle lippe, te vra, wat maak God vir jou prysenswaardig? Dan sal die persoon sê, dis omdat ons gesin veilig is, dit is omdat dit met ons goed gaan, dit gaan goed met my besigheid, alles is net wonderlik, prys die Here. Maar wat as dit ontbreek? En ek vir myself ook uiteindelik op 'n eerlike wyse moet vra, wat maak God prysenswaardig in my lewe? Dan sal ek waarskynlik in die donker begin. Uiteindelik ook vir ander gelowiges moet vra, hoe werk hierdie antwoorde? Want ek kan nie nou beloof, as uiteindelik daar 'n gelowige is, wat vir 'n ander een sê, wanneer jy seer gekry het, die Here toets net jou geloof, dat jy waarskynlik saggies wil vra, hoe weet jy dit? Is jy 'n hemeluitlegger, om ewe skielik namens God te praat en te sê, dit is wat die Here hier moet doen? As dit antwoorde is, dat ek hier dan reg in die begin sê, as dit 'n antwoord is wat jy in 'n pad van intense seer kry vir jouself gevind het, dan is dit jou antwoord, want dit was jou kruis. Moenie dit vir iemand anders gee nie. Want dit kan die brutaalste antwoord word wat jy vir 'n ander persoon gee. Jou kruis is jou kruis, en as dit jou antwoord is, wat jy 'n pad 3-4 jaar dalk saam met die Here gevind het, pere vertroetel daardie antwoord in jou hart, soos Maria die woorde van die engel vertroetel het. Maar dit is nie te sê. Elkeen moet hulle eie antwoord vind. 'n Student van ons het by geleentheid, ek kan nie dink dat hy by ons klaargemaak het nie, het gewag vir 'n beroep, en toe is daar 'n dominee, dis 'n paar jaar terug dood, in die buurgemeente by ons, en hy kom die volgende oggend by ons en sê, die Here het wonderlik ingegryp in my lewe, dominee Hannes is dood, en ek het die beroep gekry. Hoe sensitief? Hoe sensitief? Hannes was getroud. Oom Hannes het 3 kinders gehad. Hy het ook 'n kleinkind gehad. Hy was 'n geliefde mens. Dit is wat Patch Adams dan bedoel as hy met hierdie woorde vra, moes ons nie net 'n bietjie meer tyd spandeer aan compassion nie. En hierdie woord compassion het uiteindelik ook die betekenis van om saam te voel. Dit kan ons vir mekaar beteken. Om saam te voel en jou in te voel in die ander een, of jou eie pyn en lyding, dat ander iets daarvan te kan verstaan. Jou kruis is jou eie kruis. En as jy iemand se kruis wil nog swaarder moet maak, moet jy nie na hulle luister nie. Dit is een van die swaarste goed, om nie jou kruis met iemand anders te kan deel nie. Maar as ons dan begin reis, hou in gedagte, dat jy self 'n antwoord sal vind. En hou in gedagte dat compassion ook beteken om jou in te leef in die ander een se omstandighede op so 'n wyse dat dit in een of ander wyse met liefde omsluit word. En dit moet ons inhoud gee. Daaraan moet ons uiteindelik die verhale gebruik om iets daarvan in die binnekant te verstaan. Toets dit jou geloof, kan jy heel maklik vra as dit gaan oor God se prysenswaardigheid. Maar God weet dan alles. Ek wil my geloof toets. Hoekom moet my kind sterf om van my 'n beter mens te maak? Hierdie antwoorde maak nie sin vir iemand anders nie.
So aanvaar net dat hierdie Bybelse antwoorde het 'n kruiselement wat jou antwoord is. Waarna ons saam wil gaan soek, is die antwoorde van compassion. Van die Here wie ons bely dat sy Gees ons trooster is, sodat ek oorent gehelp kan word en dat ek vorentoe kan beur. Môre aand begin ons met Josef se verhaal. En dan vra ons, wat kan hy ons leer, sodat ons ook vorentoe kan beur. Amen. Here God, as ons dan uiteindelik hierdie tweede tree gee van 'n reis, dan is dit 'n reis waarin ons inhoud wil gee aan meelewing, aan simpatie, aan 'n saamvoel, wanneer mense kruise moet dra. Kruise wat soms so swaar is dat ons swik onder dit en nie weer kan opkom nie. Kruise wat sommige van ons al gedra het en opgestaan het en waarskynlik ook verhale sal kan vertel van op watter merkwaardige, besondere wyse U as God was, U as 'n God vir ons daar was. Ons wil in hierdie aande iets ontdek van 'n God wat daar is vir ons. Reis saam met ons. Reis voor ons, reis onder ons en agter ons. Tot troos. Amen.